Ja, jy sit nou in die krag van God is ongelooflik. Ek het vanmôre getuienis, ek weet nie of jy dit self wil of lekker namens jou doen nie, maar ek dink jy wil skryf van self nie. Verstaan jy voor? Dis wat ons die jaar moet begin, as ons hoor hoe sterk God is. En wonder wat hy doen by die Here. Januarie, die 7e 2007 heeft God vir my 'n belofte gemaak. Hy het vir my gesê die siekte is nie tot die einde tot die dood nie. Dit is om hom groot te maak. Dieselfde jaar is ek gediagnoseer met nierverslaging. Hulle het my 4 maande gegee om te leef. 18 jaar later, die 7de Januarie, toe ek by die dokter instap, toe vra hy asseblief hou op my tydmos, ja nie probeer niks. Hy het nie net my niere ten volle herstel en my nuwe niere gegee. Hy het my 'n niere van 'n tiener gegee. Oh Jesus, dit is ook gesond my niere is op die staan. Jy moet gehoor het nie, vir 18 jaar loop sy met nierverslaging rond die dokters daar net 'n paar maande gegee om te lewe en dan presies 18 jaar later by 7 Januarie sê die dokter vir jy mors met tyd. Die eerste ding wat hy dink as jy dit hoor is hoe ek kan niks meer vir jou doen. En hierdie dokter sê ek wil niks vir jou doen want jou niere is so gesond soos die van 'n tiener. Kom ons kyk die Here net. As ons die Here vertrou, ons hom eers te stel. Is niks onmoontlik. Ja, En as kan hierdie Here die eer gee dan. Met die krag van God. En dit gee my soveel inspirasie om hierdie jaar dan af te skop. En sê ek af te skop, ons sal sien maar ons sal die tweede week in Januarie, die tweede week in hierdie jaar. Maar hierdie is ons eerste diens, amptelike diens. Ek het gister 'n roudiens of 'n troostdiens gehad. Maar dit is ons eerste amptelike diens van hierdie jaar. En die Here gee vir my 'n boodskap en hy sê ek moet bespreek, ek moet iemand die gesels oor Johannes 3. Maar voordat ons herderskap kan ingaan, moet ons eers disippels wees, ons moet eers skapies wees, ons moet eers weet wat is nodig om die ewige lewe te hê. Voordat ons daardie lig oor ander kan skyn, voor ons ander ook kan lei, moet ons eers seker maak ons sal begryp. Met die Here. En ek vra altyd, ek het gister ook gevra, ek vra baie keer wanneer die Here jou aangeraak. Mense kom ag ek het nog altyd die Here geglo, ek het nog ek groot geword in die kerk. Ek sê ek is nie wat ek jou gevra nie. Wanneer daar aanraking, wanneer daar iets gebeur wat gemaak het dat ek soek na die Here. Ek gaan nie nou weer kerk toe wat my ma en pa toe gaan nie. Of dit word van my verwag nie. Ek gaan nou want ek wil so toe gaan. En daar is ongelukkig so baie mense op vandag se dae wat nie meer wil kerk toe gaan nie. Allerhande verskonings het en die kerk wil aanval. In plaas van om te besef, maar ek kan dalk 'n verandering, as daai kerk nou nie so wonderlik is nie, kan ek dalk 'n verandering bring. En ek het ook al vir julle gesê, maar pas op dat jy dalk verander word nie. Maar jy mag dalk dit baie oulik. En jy mag dalk by alle broer of suster dit moet leer of sien waar jy lig skyn. Nee. So is daar 'n man wat ook aangeraak is, hy's 'n Fariseer. Hierdie ouens het 'n godsdiens, 'n oorspronklike godsdiens, hulle het die wet onderrig. En ek sê altyd tussen die Ou en die Nuwe Testament is daar 400 jaar dat God se stem stil geraak het. Dis waar godsdiens ontstaan het. Maar mense se eie idee van godsdiens begin ontwikkel. Maar die Here Jesus Christus, hy sê ag so geseënd is hulle wat geglo het sonder om te sien. Né? Geseënd is hulle wat die Here Jesus raak gesien het in alledaagse dinge sonder om 'n besondere wonderwerk te kon sien, maar partykeer het ons nodig dat hierdie tipe dinge moet gebeur om ons te inspireer. En die Here Jesus het baie wonderwerke gedoen. En soveel so dat die Fariseërs het dit gesien. Maar hulle wil dit nie sien, want ons raak so vas in ons eie weer, in ons eie manier van God, ons eie manier van doen, ons raak hardkoppig, wederstrewig. Ek het gister aangehaal, ek haal dit nou weer vir julle aan. Dat Samuel sê in 1 Samuel 15 vers 23, en hy sê wat? Wederstrewigheid is die sonde van waarsêery. En eiezinnigheid is afgoderry en beeldediens. Jy sien ons het ontwikkel van daardie klein, waarby daai klein seentjie of dogtertjie, wat dit so Adam en Eva afhanklik in die tyd was, afhanklik van die Here. Hulle is gespeen, hulle het nie nodig om weer gevoed te word as ons, maar hulle was op sy skoot. Hulle was so 'n kleintjie. Ek het gister
die teks in Psalm 131 vers 2, waar Dawid dit vergelyk, as jy by die Here is, as jy soos 'n kindjie wat gespeen is, maar wat op sy moeder se skoot troos vind. Julle weet mos hoe is dit. Jy het kniestukkend gestamp en jy het in geval, wat doen jy? Jy hardloop na mamma toe. Jy het nie meer nodig, jy is klaar gespeen, jy hardloop na mamma toe, want as sy die pleister geplak het, as sy die gesoen het, is die seerplek nog daar, maar dit voel sommer net beter, né? En dis hoe dit is as jy by Jesus uitgekom het. En dis hoe ons was. Ons was afhanklik van die Here. En toe gaan ons kry kennis. Die boom van kennis moet in word. En nou ek sê altyd toe word ons soos tieners, ons word rebels, wederstrewig, eiesinnig. En dan word ons nie blind nie. En nie so hierdie manne 4 jaar langer oor godsdienst gehad waar hulle vasgehou het. Maar hier kom hierdie man Jesus en hy wys vir hulle wonders en tekens. Hierdie man se naam is Nikodemus. En Nikodemus kom in die nag. Hy kom, hoekom kom hy? Want daar was 'n ander. Hy kom want hy het gesien, hierdie is nie sommer maar net 'n man, hierdie is nie sommer maar net 'n profeet wat verskyn het nie. Hierdie ou praat met kennis, hierdie ou doen dinge. Amen. Wat bonatuurlik is. Ja. Wat net van God afkom. Ek lees gou vir Johannes 3. Ek van die eerste vers af. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie." Jesus antwoord en sê: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê: hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonderd ek vir jou sê, jy moet weer gebore word nie. Wat 'n twee geboortes word hier van gepraat? Elke een wat hier sit vanmôre, hoe groot of klein jy ook al is, het die eerste geboorte deurgegaan uit water. Waarvan Jesus hier praat is, dat jy lê in die moederskoot in die vrugwater, vir 9 maande ontwikkel jy in 'n persoon. Die persoon wat jy gaan wees. Die kode word in jou besit hoe jy gaan lyk, wat 'n kleer hoe jy gaan hê, wat 'n geslag jy gaan wees. En dan word jy gebore. Dit is die eerste geboorte. Maar die Here sê jy kan nie in daardie toestand wat jy word gebore as 'n sondaar. Hoewel jy nog nie sondig doen dit nie, glo vir my, dit is in jou geskryf. Daai 9 maande in jou DNA, jou menslike DNA, maak dat jy gebore word 'n sondaar. Want jy is onder die vloek gebore, né? As 'n sondaar. Maar die Here Jesus sê, daar's 'n ander geboorte wat jou red, dit is 'n geestelike geboorte wat jy begaan. En dit beteken dat die Heilige Gees moet jy toelaat om jou te kom verander. Oor 'n tydperk moet hy jou verander. Want hy sê, anders kan jy die koninkryk nie ingaan nie. As jy lees, ek gaan dit nie daar lees nie, maar as jy gaan lees, 1 Korintiërs 15 vers 50, kom ek lees dit weer. Kom gaan dit persoon, 1 Korintiërs 15 vers 50, luister mooi wat sê hy sê, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklike nie. Jy kan as vlees nie die koninkryk van die Here ingaan nie. Nou so, terwyl ek die boodskap lees, kyk ek na ander se boodskap en eintlik het iets wat hy geplaas het. Hy sê interessante ding, wat aanvanklik wil ek dadelik rebels geraak het, tot 'n bietjie daaroor gaan dink. Hy sê niemand wat nog nie gesterf het, is alweer gebore. Ek gaan dit weer sê. Hy sê niemand is weer. Ons praat van wedergebore Christen. En die rede wat hy doen, ek het 'n bietjie gaan navors en dink daaroor, toe maak vir iets vir my nogal, as iets vir my bietjie sin maak. As jy gaan lees Hebreërs 12 vers 14, dan sê daar, as jy, lees ek 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Toe vra ek myself die vraag af nou, as jy weergebore is, dan is jy mos gered. Wat is die doel van heiligmaking?
En toe wonder ek vir jou gesê, het is heilig maak nie die proses wat lei na jou wedergeboorte. Is dit nie die prosesie soos wat jy 9 maande in die moeder se skoot ontwikkel en uiteindelik word dit in jou DNA geskryf wie jy gaan wees. Maar nou as jy oorgegee het aan die Here Jesus Christus, dan begin jy die pad van heiligmaking loop, want jy laat die Heilige Gees toe om jou te verander. Jy laat hom toe om 'n nuwe DNA in jou te skryf. En hy laat hom toe om jou, jy is gered. Jy moet nie verkeerd verstaan, jy is definitief gered, want jy het oorgegee aan die Here. Maar uiteindelik, wat sê die woord van die Here daardie laaste dag? Sal ons nie meer dieselfde wees nie. Ons gaan oombliklik verander word. En te wonder ek, is dit nie die waarheid? Maar dit is sommer net 'n gedagte, wedergeboorte nie. Die punt wat belangrik is, dat moet 'n wedergeboorte plaasvind. Jy kan nie dieselfde wees nie. Ek ondervind geweldig baie vyandskap en teenkant en veral van familie. Hoekom? Want hulle jou geken soos jy was. En dis wat mense nie verstaan nie. Hulle dink jy was altyd, as jy nou op die predikant is, en wie ook al, jy is altyd hierdie heilige ouetjie, maar Frans, wat jy was al 'n stuk karaktertjie geweest toe ons klein was, jong was, dan nie. Nee, maar is dit nie eens die punt nie. Ja, so kom ek sê, het jy ontmoeting gehad. Want as jy ontmoeting gehad het, moet daar 'n verandering in jou plaasvind. Jy kan nie meer wees soos toe jy uit water gebore is in die wêreld nie. Iets moet met jou gebeur. Dis die hele punt van bekering. Dis die hele punt van heiligmaking. Dis die hele punt van wedergeboorte. Is dat jy nie dieselfde bly nie. En in plaas van mense jy oordeel, dan sê, wow, kyk die lig wat skyn. Ek dink nie meer aan sy verlede nie. Ek sien wat ek nou sien en ek wil dit ook hê. Dit is wat jy wees as die Here jou aanraak. Die Here Jesus sê daar sonder sal jy die koninkryk nie beerf nie. Ek vir interessantheid het gekyk na 1 Petrus of baie hierdie woord wedergeboorte. Nou in 1 Petrus praat hy ook hier. Petrus 1 vers 3. Hy praat in vers 2 ook van wedergeboorte. Dan praat hy vers 3 geseënd is God die Vader van ons Here Jesus Christus, wat in sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Maar die King James sê dit interessant. Hy sê, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy has begotten us again unto a lively hope. Hy sê weergebore. Hy sê iets is voortgebring. En interessant, die Griekse woord genau wat vertaal kan word in voortbring of geboorte is baie keer in ons Bybel vertaal met weergebore, wat dit eintlik bedoel het, daar's iets voortgebring wat lei na wedergeboorte toe. As we dit altyd net onthou. Nou ek wil nie vir jou moeilik dit nie sê. Wat net belangrik is dat dit besef. Jy is nie outomaties, net omdat Jesus in die kruis gesterf is jy gered nie. Dit is die valse lering wat baie mense glo. Daar moet iets gebeur. Hy sê, jy moet jou nie verwonder nie. Hy sê vers 8, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat in die Gees gebore is. Met ander woorde, niemand weet wat jou gelei het na jou wedergeboorte toe en niemand weet waar jy dit gaan. Dit is 'n groot geheimnis, maar die groot ding is, jy het die Gees van God, jy het oorgegee en hom toegelaat om die verandering te bring. Ek het in die week met 'n vroukie te doen gekry in 'n kinderbaan. Want ek het 'n ding geplaas vroeg in die jaar. Dis nou mense gesê hoor hierso dis die begin van 'n nuwe jaar. Kyk vorentoe, begin van die verlede. En sy kom en sy vra vir my maar wat daarvan as 'n persoon wat in die verlede eintlik nog steeds besig is om jou lewe te versien of eintlik nog steeds 'n invloed te hê. Dis seker dan van omstandighede. Maar vergewe moet jy vergewe. Matteus 18 vers 15 tot 35 beskryf dit baie duidelik. Hy sê jy kan nie, as jy nie vergewe nie, gaan jy gepynig word tot jy vergewe, anders dan gaan jy vir ewig gepynig word. Jy kan dit gerus gaan lees. Ons moet vryspreek. Nou as dit so is dat daai persoon nog jou lewe versien. Uit daar van die saak sê die Here, as jy oog hier op kruis struikel, pluk hom uit, gooi hom. Is beter dat jy vermink in die koninkryk ingaan as met jou hele liggaam in die vuur ingaan. En dieselfde as jy haat jy wat struikel kan kom af, gooi hom weg. Met ander woorde, raak aan onsself uit, maar moet jy nog steeds daai persoon vergewe, maar net sê hoor ek kan nie meer met jou in my lewe deel nie, maar ongelukkig word jy nie verander.
Maar ongelukkig is daar baie mense, ek weet nie wat daar omstandighede is, maar baie keer versier daai persoon op ons lewe, maar hy het niks eers in jou lewe te doen nie, maar hy is nog hier. Hy is nog hier. Omdat jy nie kan vergewe. As sê ons nie, maar daai ding wat in die verlede pla my nog steeds, sê ek nee. Die woord van die Here sê, jy kan nie jou hand aan die ploeg slaan en voortploeg as jy heeltyd gaan terugkyk nie. Jy moet dit kan ontgaan. As dit 'n fisiese persoon wat fisies nog steeds doen, dan die persoon in jou lewe uit. Maar as dit jou gedagtes en jou hart is, dan jy nog nie vergewe nie, jy het dit nog nie verwerk nie, die Here sê, dan kan jy nie aangaan nie. En so het ek hierdie persoon my gevra, en eintlik gesê, was hy ervan nie 'n lus vir 'n debat nie. My vrou sê, maar wie het gedebatteer? Ek antwoord net vra, jy het op my blad gevra. Maar in elk geval, weet jy wat? Maar mense wil in die duisternis bly lewe. Hulle wil nie oorgaan na die lig. Ja. Hulle wil die gees van God nie toelaat om iets in hulle lewens te verander nie. Here Jesus sê, die vers 9 kom, Nikodemus, hy antwoord, hy sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, julle nie glo nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En dit is so die waarheid. Ek het nou hier 'n getuienis gebring. En ons wat glo, ons wat weet die krag van God wat dit doen, prys die Here, haleluja. Maar daar's mense wat waarskynlik gaan sê, ag, sy praat ons. Wat is wat mense doen? En dis wat Jesus sê, wat help dit? As julle nie eers glo wat julle sien. Hy vertel die gelykenis op 'n ander plek, vertel die gelykenis van Lazarus en die ryk man. En die ryk man kom en hy vra vir Abraham, stuur asseblief vir Lazarus terug, dat hy my broers waarsku. Maar wat sê Abraham in die gelykenis? Hy sê, julle het die skrifte, jy het die skrifte, hulle het ook, en julle het nie geglo nie. Hoekom sal hulle glo dat hierdie man nou in die dood teruggestuur is? En dis die probleem die mense. Here Jesus sê, want ons is, hoekom? Ons is nie meer soos kindertjies op die moeder se skoot nie. Ons is tieners, ons is rebels. As jy nie van my kan bewys nie, dan glo ek dit nie. En dis hoe die mens is. En dit is sy ondergang. Dis sy ondergang. Hy sê daar vers 13, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens, wat in die hemel is, hier profeteer uit, asof dit alreeds gebeur het. Hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so wil die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Net hierna kom daai bekende vers 16, ek gaan dit nou lees, wat almal so aan vasstaan, wat sulke ware woorde is, maar wat so verkeerd vertolk word en misbruik word. Hier sê die Here, daar's 'n voorwaarde. Hy moet verhoog word. Hy wat Jesus het verhoog word. Wie van ons verhoog die naam van die Here? Wie van ons gee die Here krediet vir dit wat die lewe aangaan? Wie van ons vat dit ons eie, gee onsself die krediet, ek het so hard gewerk en ek het so mooi in sy wonder gegaan. Wie gee almal krediet vir die Here? En wie het Jesus op sy lippe? Soggens, middag en saans. Soggens, middag en saans. Hoekom? Want hy sê ek was en is en ek sal altyd wees. Amen. En dis die probleem van die mens. Ons gee nie. Ons is lief om mense te verhoog. Soos Moses die slang. Ons is lief om dit te doen. Nou die dag het hulle 'n Paul Kreer standbeeld van Halda in Pretoria om nie vernietig sou word en dit is gevat en daarna Oranje toe gevat en dit opgesit en ek sê nie dat dit nou weer verkeerd nie, maar ons doen dit. Ons wil standbeelde oprig van mense wat ons helde is. Maar hoeveel mense kan sê Jesus Christus is my held? Ja. So avonde ry jy weer plek vir my, as jy sien daar's 'n kruis op 'n koppies en dan ek prys die Here. Dis net die teken, maar dit is ten minste dat dit verhoog die Here. Dis hopelik beteken. Baie mense dra kruisies op hulle nek en party van hulle dra ek weet jy staan nie vir 'n mode. En ek baie keer wonder of ek op myne moet dra. Maar dit is jou getuienis dat ek die Here wil verhoog. Maar baie keer moet ek woorde gebruik en ek moet definitief optree. Jy kan nie sê ek is weer teen bloed van die Here Jesus nou het. Maar ek tree maar nog steeds op en ek sit maar nog steeds in kroeg en ek lê nog steeds dronk in plekke rond en ek gee nog steeds slegte voorbeelde en ek lewe nog steeds losbandig, né? Hy sê vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoor my mooi. Hy het so lief die wêreld gehad dat wat het die God gedoen? Hy het vir jou 'n sleutel in die hand gegee. Jy is nie outomaties gered. Die geloof is nie hier en hier.
Ja, dit is hier, dit is nie dit hier. Geloof lei na wat? Heiligmaking. Dat die Gees van God toegelaat word om my te verander. So jy het 'n sleutel in die hand, maar jy het 'n deur wat jy moet gaan oopsluit, en jy het 'n ander deur wat jy moet gaan toesluit. En daai deur wat jy moet toesluit is die verlede. Dis die dinge wat verby is, dis die dinge wat jou uit die koninkryk van die Here uithou. Dit moet toegesluit word, en dan kan jy hierdie deur gaan oopsluit. En sê, Here, kom wys my al die wonderlike dinge wat U vir my instoor het. Hy sê vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hoe's die man aan die kruis, wat saam met Jesus was? Kan jy maar dink hoe hy daar instap in die hemel, op een manier, en die engel vraag van, wat het jy gedoen om nie te laat? Wil jy dan nie 'n moordenaar en 'n dief nie? Wat het die man gesê? Dis nou maar net 'n storie. Wat het die man vir die engel gesê? Hy sê, ek weet nie, maar daai een wat in die middelste kruis gehang het gesê, hy mag maar inkom. Dis die enigste manier wat jy inkom. As die Here Jesus jou geregverdig het. Ons het 'n paar verse wat sê, dit is waar die mense kom, en hulle praat van om geregverdig te word. Maar jy word geregverdig uit die wet. As jy nou kyk na, kom ons gaan kyk oor daar so 'n paar tekste, Romeine. Kyk hier vroeg in Romeine. Ekskuus hier. Ek het nog opgemerk. Romeine 3 vers 28 wat sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Maar jy moet nog oplet, hier word gepraat van die wet. Hier word nie gesê dat jy nie verander nie, of dat jy goeie goed doen nie. Die werke van die wet, praat van die wet van Moses, die wet van Joshua weergegee. 4 vers 5 sê, aan hom egter wat nie werk nie, met ander woorde wat nie die werke van die wet doen nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig word, sy geloof tot geregtigheid gereken. 5 vers 1 sê, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Galasiërs 2 vers 16 sê soortgelyke iets soortgelyks. Hy sê terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees. Ek het nou gesê, en as vlees kan jy nie gered word, die werke van die vlees sou jy nooit kan red. Want jy word gepraat van die wet. Maar die wet is nie dieselfde as wat ons die werke doen, wat die gevolg van heiligmaking is, en dit is om vrug te dra. Is om vrug te dra. Julle ken die vrug van die Gees, ek was nou daar Galasiërs. Die vrug van die Gees, Galasiërs 5:23, luister mooi. Of 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Ek wonder as ek nou so vra wie van u almal al hierdie 9 eienskappe het, wie gaan regtig eerlik ja kan opsteek. Ek dink die antwoord die vraag is dan, nou kan ek sê ek is gewederbaar as ek dan nog God sê. Ek weet nie. Maar die belangrikheid is dat jy die Gees van God toelaat om te verander. Met ander woorde, jy moet wees in die proses van heiligmaking meer en meer te word soos Christus. Met ander woorde, jy is in die proses. Jy gaan soms terugval, maar jy is in die proses waar die Gees van God toelaat om jou te verander. 'n Boom wat nie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Lees in Lukas 12 die gelykenis wat Jesus vertel van die eienaar van die grond. Hy kom, hy loop vir 3 jaar appeltaar by hierdie vyeboom verby, die vyeboom dra nooit vrugte nie. En hy gaan na die tuinier toe en hy sê, kap daai boom uit, en gooi hom in die vuur, want hy is besig om al die grond om vrugbaar te maak. En dis hoe ons was. Ons tot ons by die Here uitkom, nadat ons gebore geword, voor ons weer gebore word, voordat ons harte vir die Here gee om toelaat om te verander as ons so.
Ons vergiftig eintlik alles om ons. En die Here sê ons moet uitgekap word en in die vuur gegooi word. Maar die tuinier is Jesus Christus. Hy kom en na die eienaar, hy sê, gee hierdie boom nog 'n jaar. Laat ek daai wortels afsteek. Laat ek dit bemes. En kyk 'n ander jaar of daardie boom vrugte dra. As hy nog steeds nie dra nie, dan kan jy hom maar uitkap en in die vuur gooi. En wat die Here Jesus sê is, laat my toe, laat die Gees van God toe, om jou wortels, hy of lelike wortels, van die lelike kante toe gaan, uit te kap. Sodat jy kan vrug dra. Laat hy dit bemes, sodat jy kan vrug dra. Want dis nie moeilike werk nie. Jy kan niks uit wil uit doen. Jy moet net een ding wil. Ek wil die Here doen. Ek wil dag en nag met Jesus besig wees. Dis al. Dis al wat jy doen in die huwelik. Ek wil daai vrou lief hê. Ek wil elke dag by haar wees. Die res ontwikkel, soos wat jy in hierdie verhouding is. Dis dieselfde met die Here. Hy doen die res. Sy Gees sal die res doen, maar jy moet gehoorsaam wees. Jy moet gewillig wees. Nie soos daai vroukie wat wil vashou. Ek weet nie wat die omstandighede presies is nie, maar wat wil vashou aan iets van die verlede, iemand wat sy huwel vryspreek. Jy moet toelaat en sê nee, ek wil nie weer in die duisternis loop nie. Ek wil in die lig lewe. Ek wil oorbeweeg in die lig. Ek wil deel hê in die koninkryk van die Here. Ek bedoel, as ons nou sê, ons is die kerk van die Here en hier is nou twee mense wat in kwaad mekaar, dan gaan jy nou nie, daar is mense wat dit doen, en ek dink hulle maak 'n groot fout. Ek gaan nou nie na die kerk toe nie, want so en so is ook in die kerk. Het jy al ooit besef dat so en so is ook 'n kind van die Here? En dat daai kind net so lief is soos vir jou. En nie soos daai persoon net dalk nie kan vergewe nie. Jy vergewe dalk 'n persoon nie wat al lank al verander het as daai persoon in die eerste plek so sleg was en jy nie dalk nie een was wat die fout het. Amen. Maar omdat jy nooit bereid is om te vergewe nie, omdat jy nie bereid is om met nuwe oë te kyk nie. In feite, jy kan dalk selfs 'n invloed op daai persoon se lewe hê as jy sê ek vergewe jou. En jy kan vertel dit is die Here wat my gelei het om jou te vergewe. Dis die Here wat my gelei het om jou vry te spreek, want ek wil nie meer in die duisternis lewe nie. Maar die Here Jesus sê, vers 18, hy wat in glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie sal reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense in die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Met ander woorde, die werke wat jy doen, het verander. Die tipe goed wat jy het gedoen, hulle is in God gedoen. Dit is die goed waarop jy skaam hoef te wees nie. Ons het sakramente wat ons gebruik, die een is natuurlik die doop. As ek nou reeds sê, ek is maar met die Here besig, die is ons besig om te groei deur heiligmaking na die uiteindelike wedergeboorte wat gebeur die oomblik as jy verander word en jy word 'n geestelike wese, jy gaan in die Here in, of is jy reeds weergebore en jy gaan en jy loop dan die pad van heiligmaking en die gevolg is, dis nie belangrik nie, maar wat belangrik is die dag as jy deur die doop gaan, jy gaan deur die water, is dit 'n getuienis wat jy bring en sê ek het 'n keuse gemaak. Jy is nie alreeds volmaak nie, maar ek het 'n keuse gemaak. Jy is dalk nie al gewederbaar nie, maar ek het 'n keuse gemaak dat ek verander wil word sodat ek weergebore kan word. Geestelik so rein dat ek in die koninkryk van die Here kan ingaan. Met ander woorde, dit is iets wat reeds gebeur het. Maar die Here Jesus kom en hy gesels met hulle, ek het nou hier Lukas 12. Lukas 22, waar die Here kom en die laaste Pasga maaltyd eet, wat natuurlik ook die eerste Paasmaaltyd is, en natuurlik die eerste nagmaal. En vir hulle het hy iets gebring wat moet gebeur, wat nog moet gebeur. Maar vir my en vir jou is dit iets wat reeds gebeur het. Met ander woorde, wanneer jy deur die doopwater gaan, is jy besig met 'n proses. Jy is besig met iets wat nog gebeur. Iets wat nog besig is. Jy is besig om verander te word.
Maar wanneer ons die ander sakrament van die heilige nagmaal bedien, dan dink ons aan iets wat reeds gebeur het. Vir hulle was dit die toekoms, maar vir ons is dit iets wat definitief gebeur het. En dis waar die Here Jesus gegaan het, en sy liggaam vir ons gebreek is, en sy bloed vir ons gevloei het, sodat ons daardeur gered kan word. Dis 'n getuienis van iets wat ons glo. Dat ons kan gaan en sê, as jy daar by die poort kom en sê, wat het jy gedoen om hier te beland? En jy sê nie, ek het niks gedoen, ek weet nie. En daar die man in die middelste kruis het gesê, ek mag maar, ek kan maar. Dis wat ons ek nie kies. Ek wil vir u vra, Janie, kan jy vorentoe kom, ons 'n bietjie musiek speel in die agtergrond. Ek wil vra dat Anne-Marie, ek wil jy moet vorentoe kom en ek wil hierdie ek wil môre jy moet elkeen van die ek kan uitdeel en nie ek wil jy moet ons gaan vandag 'n bietjie saam nagmaal vier. Ek wil ook hê wat by die huis is wat kyk, dan kry vir jou wytjie of jou druiwesap of jou koeldrankie of jou water of wat jy ook al wil gebruik en 'n stukkie brood, 'n koekie dat jy saam met ons kan word in die nagmaal. Vader, ons gooi voor U in die naam van die Here Jesus Christus en dan absolute dankbaarheid dat Jesus gekom het om ons die wet te volbring wat ons nie kon nie. Dat hy dit kon vervul. Dit beteken dat ek nie gekom om die wet weg te neem, sê ek het gekom om dit vir julle te vervul omdat julle dit nie self kan doen nie. Dankie Here dat U U liggaam vir ons laat breek het. Sodat ons gered kan word. Ek vir stil, die Gees van die Here is op my. Ek wil nou al vir julle sê, as ons klaar is hierso en jy het 'n behoefte, aanraking van die Here, jy het 'n gebed nodig dat jy sal uitkom. Dierbare Vader, ons kan voor ons vra Here dat U hierdie tekens in ons liggame sal seën. En ook elke hand wat deel was daarvan die voorbereiding, dat U hulle sal seën, elke hand sal seën. Ons bid dit in Jesus naam. Die Here Jesus kom. Ons lees hier in Lukas 22. Daarom neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit en hy sê, dit is my liggaam. Dit is my liggaam. Doen dit tot my gedagtenis.
so neem hy die beker na die maaltyd en hy sê hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Neem dit, drink dit tot vergifnis van julle sondes. Kom dan op hierdie stadium en ek groet aan die Facebook kykers, die YouTube kykers wat die volgende keer wees geseën.